Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Almagtige Vader, Jahwe, baie dankie dat ons so saam kan by mekaar kom en sing. Kom sing 'n nuwe lied vir Yeshua, die koning van die konings. En dis ons gebed, Vader Jahwe, dat U daardie lied in ons harte sal gee. Dat elkeen van ons in ons harte sal ervaar, in U koninkryk is daar soveel oorwinning, soveel blydskap, soveel dankbaarheid, dat dit wat U vir ons gedoen het in Yeshua en elke dag doen, deur die krag van U Gees, dat dit vir ons elkeen 'n lewende werklikheid sal word, vir elke jong mens spesiaal, Vader, dat U koninkryk en die voorreg om deel te mag wees daarvan, vir ons elke dag 'n lied sal wees. Daarom vra ons seën asseblief hierdie Bybelstudie en gee vir ons genade om te volg en te verstaan en U koninkryk te begeer. In Yeshua, amen. Nou ja, ons het in die eerste deel in ons reeks oor die koninkryk van die hemel het ons eers begin, onthou julle Matteus 1, die geslagsregister van Yeshua, en hoe Matteus die Ou Testament gebruik, die vervulling daarvan, en dan spesiaal Johannes die Doper, wat begin preek, die koninkryk van die hemel het naby gekom, en dan het ons in die tweede deel die bergpredikasie gedoen. Die koninkryk van die hemel is iets baie spesiaal, nie soseer 'n landstreek of 'n gebied waar ek nou kan sê, daai mense regeer daar. Nee, die koninkryk van die hemel is Jahwe se geregtigheid. Dis wanneer sy kinders gered word uit die koninkryk van die duiwel, die koninkryk van die dood, en hulle harte nuut gemaak word. En dan die vrug dra van die koninkryk. Daarom kan ons in die bergpredikasie sien dat die lering van Yeshua is gesagvol, en alhoewel die wêreld sê, maar wat is dit? Wat beteken hierdie sout van die aarde, stad op 'n berg prediking? Die kinders van die koninkryk weet wat dit beteken. Beteken die werk wat Jahwe in jou hart doen, dra vrug. Daar is 'n ander pad. Onthou julle die twee, breë pad en 'n smal pad. Jy stap 'n ander pad. Jou vrug, daar's 'n goeie boom en daar's 'n slegte boom, dra anderste vrug. En so is dit met die koninkryk. Daar's 'n groot verskil. Groot. Of jy die koning van die koninkryk volg en dien, en of jy maar net so tussenin ietsie daarvan kennis neem, en maar eintlik deel is van die wêreld. So, dit is baie belangrik om die lering rondom die koning en die koninkryk van vroeg in jou lewe 'n begeerte te om dit te verstaan, 'n begeerte om deel daarvan te wees. Nou, die derde deel is die verkondiging van hierdie koninkryk, want hy het uitgegaan met krag. Daar's baie te leer van die disippels, vir die apostels, né? Apostels is om te stuur. Maar voordat Yeshua hulle net stuur, het hulle eers met hom saam gewandel en 'n paar dinge geleer uit sy voorbeeld. Nou, dis nou een ding om net so sag en stil te sit soos julle vandag en te probeer konsentreer. En is 'n ander ding as ons nou hier almal in 'n voertuig iewers heen ry en ons gaan doen iets prakties. Nou die disippels, daar was tye wat hulle gesit en luister het, wat Yeshua geleer het, soos die bergpredikasie. En daar's ander tye wat hulle net gesien het wat Yeshua doen, want dis wat 'n disipel was, 'n volgeling. En het met Yeshua gewandel. So, in Matteus 8, 9 en 10, ons maak daar oop, het ons eintlik iets baie interessant. Nou, Matteus 8 en 9 het 'n klomp verhale hoe Yeshua, en jy kan in elkeen dit gaan merk, die koninkryk van die hemele verkondig het deur dade. En dan in Matteus 10, dan praat hy met die disippels, en ons noem dit die tweede blok van lering. Onthou julle die bergpredikasie was die eerste blok van lering, die Matteus 10 is die tweede blok van lering. Nou ek wil vandag net eers, ons moet prakties so 'n bietjie daar in Matteus 8 en 9, ter inleiding, sien, hoe Yeshua die koninkryk verkondig. Hy is die koning. Hoe tree hy op?
Wat kan hy sê as die koning vanuit die posisie van die koning wat niemand anders te kan sê nie? Wat kan hy doen wat net die koning kan doen? Want wanneer hy dit doen, dan moet dit vir die mense om hom 'n boodskap wees. As jy soms iemand iets sien maak, 'n pottebakker wat 'n stuk klei vat en hy draai hom op die draaiwiel en jy sien hoe hierdie stuk klei van niks af iets word. As dit van niks af niks bly nie, dan gaan jy sê, dis nie 'n pottebakker nie, dis nou iemand wat nou maar net so 'n bietjie hier speel. Maar as jy die sukses sien, as jy sien hoe daai duime hom druk en hoe hy vorm en jy sien is 'n kwaliteit, dan begin jy al meer respek kry vir hierdie pottebakker as 'n pottebakker. Want dit waarmee hy besig is suksesvol. So hy is wie hy sê hy is. Daarbo kan sy huise deur staan pottebakker. Welkom by die pottebakker. En jy sien dan is daar iets wat in jou gebeur wat sê hierdie is 'n pottebakker. As jy iemand langs die see sien staan en vis vang, en daar gebeur niks. Dan loop jy en sê dis maar iemand wat probeer. Maar as hy die een na die ander uittrek en is groot visse, dan sê hy hierdie persoon weet wat hy doen. Jy sien hom vir wie hy is. En wanneer ons oor die koninkryk van die hemele praat en Yeshua as koning en hy doen koning dinge, dan moet vir ons iets leer van die koninkryk. Want wanneer hy dan in Matteus 10, nadat hy hierdie dinge gedoen het, dinge sê, dan is dit gesagvol. Want hy is die koning. Hy kan dit doen. So ek wil hê julle moet nou kyk of julle saam met my 14 versies kan merk wat net die koning kan dit doen. Net die koning kan dit sê. Veral doen, veral dade. So die eerste gedeeltjie in Matteus 8, ons gaan lekker vinnig beweeg. Matteus 8 vers 1 tot 4, die genesing van die melaatse. As ek nou vinnig vir julle moet sê, wat se werkwoord doen die koning? Ek soek net een woordjie, die werkwoord wat die koning doen. In Matteus 8 vers 1 tot 4. Ek wil word reinig, daar so waar die vreemdeling Word gereinig, die koning reinig, nee. Dis net die koning wat kan rein maak. As jy nou in die Ou Testament gelewe het, kan jy vir 'n persoon wat melaat is, want melaatsheid was die uiterlike siekte teken van die persoon is onrein. Kan jy sommer net vir 'n persoon sê word gereinig? Nee. Melaatsheid het bekend gestaan as 'n ongeneeslike siekte. Die mense het eintlik net al hoe meer ledemate het gevrot en afgeval. So jy het buite die dorp gebly, niemand het jou eers wou toelaat nie, want jy moet daar stukkie vir stukkie. En dit is wat so wreed was van melaatsheid. Jy het stukkie vir stukkie afgevrot. Seker en seker geword. So dit was maar 'n doodsvonnis. En julle het nou die verhaaltjie gelees in julle voorbereiding. Hierdie persoon melaatse voor Yeshua neergeval. Hy val voor die koning van die konings neer en sê: Meester, as u wil, kan u my reinig. Wat leer ons van die koning? Hy wil gesond maak. Hy wil, sy koninkryk het 'n dryf. Hy wil. Baie keer in jou hart voel jy die koninkryk is daar ver. Jahwe wil my nie lief hê nie. Jahwe wil nie homself aan my openbaar nie. Ander mense wil nie ek nie. Die woord leer ons, nee. Selfs vir 'n melaatse wil hy. Dis wat ons van die koning leer. Hy's nie 'n halfhartige koning, hy sleep nie voete nie. Hy wil red. Hy wil reinig. So die eerste woordjie is reinig. Die koning reinig. So dit sê iets van sy koninkryk. Sy koninkryk is sterker as ongeneeslike siektes, as onreinheid. Die tweede deel, die hoofman van Kapernaum. Ek maak nou staat dat julle hierdie tekste gelees het vir die tyd, né? Julle moet Matteus 8 vers 5 tot 13. Wat kan die koning doen? Net die werkwoord. Net die werkwoord. Dit is eintlik heel maklik. Waar genees, gesond maak. Pragtig. Vers 13. Sy knegt het gesond geword en daar hierdie Yeshua het net gesê gaan. Nee, so Yeshua beveel, hy gee net daardie een
opdrag en hy maak gesond. Nou, die van ons wat nou al baie siek was en ernstig siek was, mens voel baie magteloos, want jy besef, as Jahwe nie gezond maak nie, ek kan soms medisyne drink en drink, hoeveel mense gaan in hospitale dood? Kan die mens vandag absoluut verhoed dat iemand doodgaan van 'n siekte? Nee, daar is baie mense wat doodgaan, daagliks. Babietjies, enige ouderdom. En in hierdie stadium, hierdie hoofman van Kapernaum, maar hier is ietsie wat ons by kan voeg. Hierdie hoofman erken iets, hy sê ek is ook 'n man van gesag. So hy begin die koning se gesag te erken, maar die koning se gesag is op 'n ander veld. Hierdie hoofman, hierdie soldaat, het gesag, hy kan vir die troepe sê, doen dit, en dit is fisiese goed, bring daar die balie, faaitjies met kos hiernatoe, hy kan gesag uitdeel, wat die fisiese, die materiële betref, maar hy kan nie gezond maak nie. Nou sê hy vir Joshua, ek is ook 'n man van gesag, en in my ryk, as ek vir iemand sê om iets te doen, wat nou binne sy vermoë is, dan doen hy dit. En daardeur begin hy die koning van die koninkryk sy magsgebied toe te eien, dat Joshua is in die gebied van gesondmaking, van redding. Onthou, alles van na die sondeval, gaan dood, gaan agteruit. Al die vrugte van die koninkryk van die duiwel is siekte, pyn, ellende, hartseer, dood. So, wanneer Joshua kom, die lig wat deurbreek, dan is hierdie een aspek, wat hierdie hoofman erken, maar dis nie sy domein nie. As hoofman, hy kan laat soldate rondhardloop en paaie bou, maar nie siekte nie. Maar hy erken Joshua kan. So, eerste een, Joshua kan reinig, gezond maak. Derde een, die skoonmoeder van Petrus. Die hulle geweet Petrus was getroud. Petrus was getroud. Ons lees hier van sy vrou se naam en hoeveel kinders gehad het, nie, maar Petrus was getroud. En daar by sy skoonma se huis, dit is waar Joshua hulle baie keer geëet het. Baie keer saamgekom het. So, die derde keer, vers 15. Joshua het haar aangeraak. Dit is iets moois van die koning. Hierdie vrou het koors, né? Koors is mos maar iets wat jy in jou lyf voel. Dis warm en jy voel sleg. En die koning raak haar aan. Wat gebeur as hy haar aanraak? Koors het haar verlaat. Dit is kostelik van Joshua se intimiteit, né? Hy staan nie net op afstand en sê, word gesond nie. Maar daar is ook aanraking. En gesagvol, dis die koning. En wanneer hy aanraak, dan verlaat die koors. Ag, en dan kry mense in vers 16, sommer almal het die aand baie gebring van die wat van duiwel besete was, en geeste, en met 'n woord het hulle uitgedrywe. Dis wat die koning kan doen. Dis die vierde ene. Hy dryf in die geestesdimensie duiwels uit. Nou, ons kan nou vandag hier maghebbers hê, konings, wat weermagte het, wat kan skiet met kernkrag, wat chemiese oorlogvoering, en allerhande maniere, maar nie een van hulle het autoriteit in die geestesdimensie nie. Dis 'n dimensie wat jou geld jou niks gaan help nie. Alhoewel, daar was iemand wat gedink het, hy kan die krag van die Heilige Gees koop met geld. Elimas die tovenaar, en die disippels het vir hom gesê, mag jy en jou geld verlore gaan. Maar hier die koning, Joshua, kan die duiwels uitdrywe. So, die koninkryk van die hemel verstaan ons oor wat doen hierdie koning. Baie keer voel ons probleme hier op die aarde is nou baie groot. Maar kyk 'n bietjie na die heelal, kyk na die geestesdimensie. En as ek sê kyk, bedoel ek nie met jou fisiese oë nie, dit wat die Bybel ons leer. Joshua is baie groter as net 'n koning oor 'n dorp, 'n stad, 'n land. Hy dryf die duiwels uit. En almal wat ongesteld was, het hy gesond gemaak. Want dit is hoe die siektes in die wêreld gekom het, is deur die sondeval en deur die Satan se heerskappy, as gevolg van Adam se ongehoorsaamheid.
Dan kry ons 'n baie interessante ene. Hoofstuk 8, vers 23 tot 27. Wat kan net die koning doen? Wat kan hy doen? Hy doen iets daar tussen vers 23 tot 27. Pragtig. Hy kan die winde bestraf. Hy kan die winde bestraf. En ons het nou hierdie week 'n baie goeie ervaring gehad toe ons in die Kaap was in George. Hoe voel rukwinde? Wat groot bome uitruk. Staan daar, ontwortel hulle. Dakke wat omwaai, uitwaai. Dit is enorm. En 'n mens kan daaroor praat, maar as jy in die storm is, dan die ander ervaring. Dit is hierdie groot ding om jou, jy's blootgestel, jy vrees om te vergaan, want hierdie disippels het nou nie in 'n lekker vaste huis of selfs in 'n kar, hulle was in 'n skuitjie op die water. Dis 'n probleem. Want wat doen golwe met water? Wat doen wind met water? Hy maak golwe. Wind maak groot golwe, soveel so dat dit die skuit getuister het, nee, is dit die woord waar daar staan. Skuit, vers 24, sodat die skuit toe was onder die golwe. So, vou so. As jy al 'n bietjie hoë golwe gesien het. Dan vrees hulle. En Yeshua kan sê in vers 26, nou onthou nou, Yeshua was nooit sarkasties nie. So, wat vra Yeshua vir hulle in vers 26? Waarom is julle bang? OK. So, was dit 'n ou klein golfietjies? OK, wat het hulle fisies gesien? Het hulle rede gehad om bang te wees? Maar omdat die koning saam met hulle in die skuit was, en die koning groter is as die aanslag of die storm, verwyd Yeshua en sê, maar hoekom is julle bang? Nou ja, 'n mens sou sê, as jy hier 'n slang sien, en ek skrik en ek hardloop en jy vir my sê, maar hoekom is jy bang? Maar as mens werklik besef wie Yeshua is, wie die koning is, dan moes hulle nie gevrees het nie. En dis die mooi deel van die koninkryk vandag nog. As ons verstaan wie Yeshua is, dan vra Yeshua vir ons ook baie keer, kom as jy as jong mens bang? Kom as jy bang waar gaan jy eendag 'n plek in hierdie lewe vind? Moenie bang wees nie. Soek eers die koninkryk, soek eers die koning. So, Yeshua het opgestaan en die wind bestraf in die see en daar het 'n groot stilte gekom. En wat besef hulle? Die man het verwonder en gesê, wat vir 'n mens is hy dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. Ons het nou so 'n bietjie gepraat oor die onsienlike, die demone en geeste. Ons het gepraat oor die ellende, die melaatsheid. Dit is oor die natuur. Yeshua het gesag. Nou, almal het dit nie beleef nie. Daar was nie televisies wat dit uitgesaai het, sodat die wêreld, wie was saam met Yeshua in die skuit? Die disippels. En dis die disippels wat hierdie opleiding kry om te weet, hy is regtig die koning. Sodat wanneer hulle Matteus 10 uitgestuur word, dat hulle as diensknegte van hierdie koning, dat hulle nie voel, maar hulle is nou die spesialis nie. Yeshua is die gesagvolle een, wat hulle uitstuur. So dit is baie belangrik in ons lewe. Mense hoor baie keer van mense wat magte en kragte soek om wonderwerke te kan verrig. Yeshua leer hulle, aan hom is alle mag en gesag gegee. Dit was die 5de ene. Die 6de een, het ons nou weer 'n nuwe scenario. Kan julle sien hoe verskil hierdie scenario's? Eers is dit 'n man wat melaats is, en dan 'n hoofman van gesag, en so volg die disippels Yeshua. Dan is die disippels in 'n skuitjie saam met Yeshua. Ek dink, hulle het ook maar aan die begin gewens, hulle was nie by Yeshua, hulle moes eerder by die huis gebly het. Maar hulle leer, hulle volg hom. So hier is ons nou weer by die 'n dorpie Gadara, en hier is bietjie onaangenaam,
Want daar is 2 duiwelbesetenes. Hulle het gewoonlik daar by die grafte gewandel, en self stikkend gekrap, en as jy daar verbyloop, gooi hulle met 'n klip, rots. Hulle was eintlik geestesversteurd as gevolg van hierdie bose geeste, legio in hulle. En die wêreld lyk so. En wanneer Yeshua die lig kom, dan kom hy na die situasies toe en hy skyn. Want die koninkryk van die lig is sterker as die koninkryk van duisternis. En wanneer Yeshua naby hulle kom, vers 29, en meteen skree hulle en sê, wat het ons met u te doen? Ek wil hê julle moet hierdie merk. Hulle erken wie Yeshua is. Yeshua, seun van God. Nou, ons is besig met die tema, die verkondiging van die koninkryk. So hierdie duiwels preek nou nie vir die gemeente op 'n Sondagoggend met 'n mooi preek en sê, Yeshua is die seun van God nie. Hierdie is konflik. Hierdie is 'n aardige situasie. Hierdie is 'n situasie wat die meeste normale mense wil vermy. Jy wil nie daar kom nie, jy wil nie daar wees nie. Maar selfs in dit, skree hierdie besetenis, die demone in hulle, die duiwels, Yeshua is die seun van God. So dit wat Yeshua doen, en wie hy is duidelik 'n bewys van wie hy is. Daai hulle die pottebakker wat, dit is iets maak, en die disippels kom agter, maar Yeshua is werklik die Messia, die gesalfde, die lig, die koning, die gesagvolle een. En na ver het 'n trop varke gewy, en die duiwels het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, hulle het geweet hulle is op pad, dryf ons in die varke. Wat kan die koning sê? Een woord, een bevel, vers 32. Gaan. En hulle het gegaan. Sien julle die koningskap van Yeshua? Hoor julle dit? Dit is wat jong mens Bybelstudie behels is, om net gou een stukkie in aan te lees. Ek het nou gelees, ek kan maar slaap. Eers 'n bietjie op my foon kuier en woeps, daar is die gedeelte uit my kop uit, want ek is net gou eers hier met sosiale media besig nie. Vat jou Bybel en bestudeer die koning se gesag. Waar hy dit doen, hoe hy dit doen. Hulle volg. Gedara was die 6de ene, nee. Nou kom ons by hoofstuk 9. Merk julle hulle so? Elke keer wat die koning sê en doen, ek wil word gereinig, staan op, bestraf die wind, vir die duiwels gaan. Dis wat die koning kan doen. In hoofstuk 9 begin ons met die verlamde man. Hier is iets wat net God kan doen. Net God kan doen. Hoe weet ons Yeshua is God? Wat kan net God doen? As hulle so vinnig vers 2 lees. Wat sê Yeshua? Die laaste woorde, die laaste werkwoord. Net God kan vergewe, want ons het teen hom gesondig. En dadelik is die fariseërs kwaad, want dit is godslasterlik as 'n mens dit sê. Maar Yeshua is nie godslasterlik nie, want hy is seun van God. En daarom sê hy vir hulle, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? So, die koning wys, wat wil hy doen? Hy wil vergewe. Hy wil red. En hy sê vir hulle, wat is die maklikste om te doen? Of iemand as jy jou sondes is vergewe, of staan op en loop? Nou dink nou mooi daaroor. Om vir iemand werklik te sê jou sondes is vergewe, is 'n baie groot saak. Want wie die offer gebring, wie gaan die skuld betaal? En of vir iemand te sê staan op en loop, is 'n bonatuurlike wonderwerk. Yeshua doen beide. Vers 6. Maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe. Daar maak jy 'n merkie of 'n aantekening. Dit is die koning in aksie. Dit is wie Yeshua is. Hy is die een wat kan sê, jou sondes is vergewe. En in vers 6, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Hy rig op. Nou as ons werklik waar besef wie hy is, al doen hy dit op die Sabbat, enige wonderwerk, dan sal ons sê, maar hy is die koning, hy is die skepper,
Hy mag dit doen, hy moet dit doen. Hy gee vir ons lering. En wat sien ons van die Fariseërs? Hulle kritiseer. Hulle het hulle persepsie van 'n koning. Hulle wil hê Yeshua moet by hulle inpas. Dis nie hoe die koninkryk werk nie. Dit is 'n gevaar vir elkeen van ons. As jy 'n persepsie het van wat moet die Christelike geloof vir jou doen? Hoe kan hy jou doen? Hoe kan hy jou help om 'n beter jy te word? Hoe kan jy die Bybel gebruik om jou te help sodat jy kan bereik in die lewe wat jy wil? Gaan nie werk nie. Die koninkryk van die hemel is soos geopenbaar in Yeshua is, ons word geroep om hom te dien, om hom te leer ken soos hy is, en wat hy doen, en hoe hy dit doen, en ons buig, en ons sê, ons wil u leer ken, vorm u ons. En soveel te meer as jy jonk is. Ek bedoel, daar's nie een kind van Jahwe wat, al word jy 80 jaar oud, al word jy 90, kan sê ek weet alles nie. Hoe meer jy leer, hoe meer besef jy hoe min weet jy, hoe meer wil jy hom graag leer ken. So dit is veral vir julle in julle jong menslewe, in julle wegspringblokke, dis jou hoogste prioriteit. Dit moet jou hoogste prioriteit wees. Wie van julle het al die woorde gehoor, jy moet jou prioriteite regkry? Ja! Wat is die woordjie binne in prioriteit wat die groot probleem is? Is tyd. Ons almal het 24 uur. Almal. Gister 24 uur gekry, vandag 24 uur. En afhangende van wat jy met daai 24 uur doen, is jou prioriteite. As dit jou prioriteit is om niks te doen nie, dan gaan jy vir die meeste van die tyd niks doen nie. En as dit jou prioriteit is om skoolwerk of wat ook al studies, dit is hoe jy jou tyd spandeer. Nou kom ons by die realiteit, dat as jy nie tyd met die koning en sy koninkryk spandeer, kan jy hom nie ken nie. En as jy aan ander dinge meer tyd, en as ons sê tyd, praat ons nie net van hoeveelheid tyd nie, maar binne in die tyd wat jy met hom spandeer, jou konsentrasie of jou opregtheid, né, kwaliteit en kwantiteit. Nie net kwantiteit, hoeveelheid nie, maar kwaliteit. Jou hart se diepste, hoogste offer. So dis hoekom dit nou belangrik is om so 'n bietjie na die koning se heerskappy te kyk. Is hy dit werd dat ons op 'n Saterdagmiddag hiernatoe kom? Is hy waardig? Ek sê nou werd, waardig is 'n beter woord. Want as jy Openbaring oopmaak hier agter, dan buig al die engele, die hele skepping. U is waardig om te ontvang al die lof, al die eer, al die krag, al die sterkte. So, laat dit vir elkeen van ons ietsie wees waaroor ons dink. Die koning, hoe hy optree, sy krag. Want vat nou die volgende een, Matteus. Matteus het lekker geld gemaak. Matteus, sit daar by die tolhuis. En is nou nie soos hier by Zambesi net, koeps, jy kom verby en swipe jou kaart, daai tipe tol lekker nie. Hierdie was belastings, is meer soos die SARS. Daar's allerhande belastings. Belastings nie net vir die pad nie, belastings op inkomste. So hier by Kapernaum met paaie gekruis, die noordelike verkeer het daar verbygekom. Daar was Romeinse teenwoordigheid. So Matteus het 'n lekker posisie gehad in die Romeinse ryk en hy kon mense belasting vra. Hy het die uniform gehad daarvoor. En hulle het dit was 'n gewoonte gewees dat hulle meer gevra het as wat hulle mag, want hulle het dit in hulle sakke gesteek. En daarom het die gewone mense eintlik maar tollenaars gehaat. Kom skelm goed. Yeshua kom, jy weet hoe lyk iemand wat gierig is. Sy kop is net geld. As hy jou sien, dan dink hy, hoe kan hy jou gebruik om vir hom geld te maak? En as hy vir jou vra, hoe kan ek jou help? Dan is daar 'n ander rede agter dit. Nee, ons hou nie van daai tipe denke nie. Yeshua kom na hom toe. Yeshua is die koning.
Joshua is sterker as daai gierigheid van die mens. 'n Mens dink baie keer jy kan nie iemand wat agter geld is tot bekering bring nie. Jy is reg, jy kan nie. Jahwe kan. Die koning van die konings kom doen iets wat die gewone mens nie kan regkry nie. Hy roep 'n tollenaar, vers 9, en hy sê vir hom, volg my. Net daai woordjie volg my is 'n wonderwerk. Want daar was liefde, want gewoonlik het die mense nie van tollenaars gehou nie. Daar was gewoonlik vooroordeel, dis nie jou soort mense nie. Joshua gaan na Matteus toe en hy sê vir hom, volg my. Wie was Joshua? Hoe kan hy dit sê? Hy is die koning. Die potterbakker is besig met iets en dit werk. Matteus staan op en hy het hom gevolg. En Matteus het 'n gevolg gehad. 'n Klomp tollenaar vriende, want soort soek soort. En Joshua is nie klaar as hy net vir Matteus roep en van hom 'n disipel maak nie. Joshua is nog besig om saam met 'n klomp tollenaars en sondaars te eet en 'n klomp kom tot bekering. Hoekom? Want hy is die koning. So dit moet nou vir ons so 'n bietjie laat dink, 'n saadjie in ons lewe oor hoe sterk is hierdie koning van hierdie koninkryk. Hy kan nalatenskap reinig. Hy kan, help my, waar ons was, Matteus 8, die hoofman, hy kan net sy seun en sê, kom, of gaan, word gesond, hy kan aanraak, Petrus is skoonmaak, storms bestraf, besetenis uitdryf, 'n sondaar hart, wat so hard is soos 'n klip. Ken julle iemand wat jy nou regtig weet? Dis 'n sondaar. Alles wat hy kind sê is vuil, weslik. Jy loop soeke draaie om so 'n persoon. Wel, die aard van die koninkryk is, Joshua kan so iemand red. Dis vir hom. Hy is sterk genoeg om iemand wat ons dink nooit tot bekering kan kom nie. Hy kan hom tot bekering bring. Dis hoe sterk ons koning is. Paulus het die gemeente vervolg. Hy het toestemming gevra om nog meer mense in die tronk te stop. Nog meer. En dan het Jahwe hom tot bekering gebring op die pad na Damaskus toe. Net aan hom verskyn. Nie 'n lang redenasie nie. Nie 'n lang argument nie. Nie 'n lang dreigement nie. Net die vraag, het ek gesê Petrus of Paulus? Paulus, waarom vervolg jy my? Net daai vraag. Maar hoekom dit so gesaghol is Joshua sê dit. En Paulus vra, wie is u meester? En dan as Joshua hom openbaar, dan gebeur daar iets in Paulus se hart. So selfs in jou eie lewe, as jy voel, maar ek is daai een waar hy lelike dinge dink. Ek lyk vroom so vir almal en ek kam my hare mooi en ek trek mooi kleertjies aan. Maar hier in diep in my hart is ek die een wat sukkel met onvergewensgesindheid. Ek is die een wat lelike gedagtes koester. Ek is die een wat in die lewe dwars is en skeef trek. Jahwe, die koning, roep jou. Volg my. En as jy hom volg, dan verander hy jou lewe. Dis die gesag van die koning. Daar's nog 'n gedeelte. Ons gaan 'n bietjie verder, vers 9 is so 'n bietjie lering oor die wat vas en nie vas nie. En Joshua sê in vers 16 en 17, niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie. En dan ook in vers 17, niemand gooi ook nuwe wyn in 'n ou leersakke nie. En dan praat hy van die nuwe wyn in die nuwe sak. Joshua is die een wat die nuwe sak bring, die nuwe verbond, die nuwe wyn. Hy is die een wat die nuwe kleed bring. Kleed, Adam en Eva was kaal as gevolg van die sonde. Hy bekleed die bruid met nuwe klere. Nie 'n stukkie nuwigheid op 'n ou stuk in 'n kleed nie. Hy vervang alles. Nuwe geregtigheid, nuwe verbond in sy bloed. Dis die koning. Die koning voorsien in totaliteit.
Hy lap en stop nie. Hy het nie 'n begroting. Nee, hy gee in oorvloed. Geregtigheid. Ons is by baie verhaaltjies. Party is nogals emosioneel. Party is vreesaanjaend op die storm. Party is 'n bietjie laat jou wenkbroue raak hier by die daar by die duiwelbesweerders. Ander is teer en sag. Ja, Iris se dogtertjie. Dogtertjie sterf. Dis hartseer. Dis baie hartseer. Die mense gaan verskriklik te kere. Daar's 'n fluitspeler. Ek weet nie wat speel hy op daai fluit nie. Maar dit het die mense nog meer laat huil. Dis seker 'n baie emosionele melodie. En is net trane. Nou ja, as jy op 'n begrafnis was wat jy die persoon geken het, jy's maar broos. Is nie sterk nie. Wat doen die koning? Koning van die konings kom in. Yeshua. O nee. Eers 'n vrou wat hom pla. Hulle sê, Yeshua, kom, maak gou, daar's 'n dogtertjie dood. Dan kom 'n vrou wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het en raak aan Yeshua. Hy kan net die koning wees, want hy voel daar gaan krag uit hom uit. Hy doen iets. Die werkwoord is, en hy het omgedraai. Waar baie van ons nie notisie neem nie, wat ons in skares beweeg, Yeshua draai om, hy fokus, hy het 'n afspraak met hierdie vrou. 12 jaar lank soek sy antwoorde vir haar siekte. Sy gee haar geld uit. Sy is gedreineer, finansiëel. Haar hoop, haar verwagting, sy is gedreineer. En dan het sy nog net een ding oor, en dis geloof. As ek net aan Yeshua se kleed raak, hy is die koning. Nou daar is mooi beeldspraak in Psalm 45, al u klere is mirre, aloe, kassie, daardie koninklikheid. En wanneer sy aan hom vat, draai hy om. En hy sê, vrou, hou goeie moed. Want hy is die een wat kan moed gee, moed inpraat. Nie net 'n motiveringsspreker nie. As die koning sê, hou moed, dan beteken dit, jy kan moed hou. En dis wat hy doen in sy koninkryk. Die wat swak is, die wat moeg is, die wat nie meer lus het nie, die wat voel, ek kan nie meer nie. En sy het rede gehad, 12 jaar. Sê, hou goeie moed. OK, en dan is ons op pad na Jairus se dogtertjie, daar by die fluitspeler, en die mense gaan te kere, en hy sê vir hulle, gaan weg, sy slaap net. Dan lag hulle hom uit. Nou as jy die koning was, dan jy vir hulle sê, hoor, wag net hier buite, ek is nou by julle. Ons sal kyk wie lag die laaste. Dit is nie wat die koning doen nie. Hy laat hom nie afronteer deur mense se onkunde nie. Hy het haar in die hand gegryp en hy het 'n dooie lewend gemaak. Dis die koning. Hy heers oor die dood. Is daar 'n sterker manier om te wys hy is die koning as om die grootste vyand, die sterkste vyand? Julle het nou almal gesê, niemand kon nog dit regkry op aarde om 'n onsterflike middelpilletjie te maak, wat as jy hom drink, kan jy nie doodgaan nie. Niemand kon dit nog drink. Jy kan nou wel jou gesiggie laat inkleer, laat dit lyk of jy nie oud word nie. Jy kan 'n paar goed doen wat jy sê, ek ry nog fiets op 90, maar dit raak al hoe nader, jy gaan doodgaan. Maar Yeshua is sterker as die sterkste vyand. Hy rig daarop. Dis die koning. So as ek en jy dalk nie nou bang is ons gaan dood nie, want ons voel jonk. Jong mense gaan ook dood. As jy weer dan dink, maar wat van die dood? Die koning heers oor die dood. Die koning rig op. En dis hoekom sy koninkryk vir elkeen van julle belangrik is. Want iewers te gaan jy op 'n stadium in jou lewe sê, maar wat is die dood? As ek reg om dood te gaan? Ek weet pa en ma glo,
Hulle klink reg, die mense in die gemeente klink reg, maar ek, wie van julle was al amper dood? In 'n motorongeluk of 'n siekte of 'n roof. Jy dink anders oor die dood as jy voel dit is nou naby. As daar groot moeilikheid is. Benoud, amper verdrink. Is nie, dan is jy 'n bietjie van al jou lawigheid gestroop. Dan moet jy regtig 'n verhouding hê met Jahwe om te sê, ek is reg. Yeshua, die koning, is die een. En sy koninkryk het 'n antwoorde. Nou ja, julle, hier gaan ons. Ons is al by die 10de een was die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, wat hy omgedraai het. Die 11de een is hy wek op. Nou is dit 2 blindes. 2 blindes wat eerstens kom hulle met die versoek in vers 27. Wat vra die 2 blindes? Kyk of my vers 27. Wees Matteus 9:27. Wees ons barmhartig. Kan hierdie koning barmhartig wees? Wie van julle het al in die geskiedenis gelees om konings wat baie mag gehad het, baie geld, maar hulle het niks barmhartigheid gehad nie. Hulle het net so uitgewis. Dis wat 'n mens doen as hy gesag het. Hy raak onbarmhartig. Dis wat die korrupte doen. Hoe lyk Yeshua? Hy is barmhartig. Hy is genadig. En hy is nie net barmhartig teenoor goeie vriende wat vir hom baie geld gee, baie erkenning en baie komplimente nie. Hy is barmhartig teenoor 2 blindes. Nou gewoonlik as jy blind was, was jy arm. Jy was gewoonlik 'n bedelaar. Jy was gewoonlik 'n uitgeworpene. Hierdie 2 blindes vra, wees ons barmhartig, en hulle ken Yeshua, herken hom as die seun van Dawid. Ja, en Yeshua sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? En hulle antwoord hom, ja, meester. Hier is weer die werkwoord, hy raak hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees volgens julle geloof. Dis ons koning, hy raak aan, hy wil, hy maak gesond. Daarna, hulle oë gaan oop. Dis net hy wat dit kan doen. Maar dat is iets dieper. Johannes 9 vertel van 'n blinde man wat nie net sy fisiese oë het oopgegaan nie. O, nou sien ek. Het jy al gesien met jou verstand? O, nou, julle sien dit nie soos ek dit sien nie. Julle verstaan dit nie soos ek dit verstaan nie. Daai sien dit uit 'n ander oogpunt. Oogpunt. Die lamp van die liggaam is die oog. So jou oë is baie keer wat jy sien, wat jy verstaan, wat jy begryp. Yeshua het gekom om die blinde se oë oop te maak. Nie net fisies nie. As jy nie die koninkryk verstaan nie, as jy nie jou Bybel verstaan nie, dan moet jy soos hierdie blinde man sê, Yeshua, wees my barmhartig. Ek wil U ken. Laat ek kan sien. Het julle hom? En die volgende een is 'n stomme. En dit was weer 'n duiwel wat hom stom gemaak het, vers 33. En nadat hy die duiwel uitgedryf was, het die stomme gepraat. Nou wil ek julle moet dit alles onthou. So op die punte van julle vingers. Gaan ons dit vinnig vir mekaar noem. Matteus 8, eerste ene, maar ek gaan vinnig deur hardloop. Luister daarna weer op YouTube as ek hom opsit. Hy reinig die melaatse. Hy maak die hoofman se knegt gesond. Hy raak Petrus se skoonma aan die koors verlate. En dan die volgende vers het hy baie duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Hy bestraf die storm. Hy beveel die demone geeste om uit te gaan by Gadara. Hoofstuk 9, hy vergeef sondes. Hy rig op die lamme. Hy roep die sondaar tot bekering. Hy in die lering oor die nuwe wyn, hy bring die nuwe wyn en die nuwe sak, nuwe kleed. Die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, hy draai om na haar, hy gee haar moed, hy wek Jairus se dogtertjie op. Hy is barmhartig vir die blindes en hy dryf die duiwel uit die stomme. Maar hier kom nou iets baie mooi van die koninkryk en dis nou die skenier. Die skeniervers, die skeniergebeure tussen wat hy in hoofstuk 8 en 9 gedoen het
en wat hy in hoofstuk 10 vir die disippels stuur om te gaan doen. Hier gebeur iets, en kom ons sluit eers hierby af vandag. Die oes en die arbeiders, vers 35. Joshua het by al die stede en dorpe rondgegaan en in sinagoges geleer. Baie belangrik, merk hom, die goeie nuus, die evangelie van die koninkryk verkondig. En daarmee saam, het ons nou gesien, en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Dit was deel van sy koningskap. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. So, dis net 'n kwessie van, geef hulle lekker kos, geef hulle lekker vakansie, dan is hulle weer verfris nie. Nee, hierdie moegheid was omdat hulle nie 'n herder het nie. Herder vir hulle siele. Goeie nuus, lering. En wat sê Joshua dan? Toe sê hy vir sy disippels, vir sy volgelinge, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan Jahwe van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. En dis waar hoofstuk 10 dan hierdie nuwe arbeiders se opdrag is. So die oes wat ryp is, die oes wat groot is swak is en siek is en melaats is en blind is en al hierdie volk wat in ellende is as gevolg van die sonde en die koninkryk van die bose en Israel wat ongehoorsaam is en die ballingskappe en alles, dit maak die oes ryp. Hoe lyk jou lewe? Is jy deel van die ryp oes? Is jy reg om te sê koning van die konings? Heers in my lewe. Soms moet 'n mens eers in 'n baie moeilike plek op jou lewe kom. Dan word jy ryp, reg, gereed om die koningskap van Joshua te erken, of die arbeider wat hy stuur te sê, ek wil deel wees van hierdie oes wat ingesamel moet word. Die rypheid moet ons nie verwar met voorspoed. Dit gaan met my goed, ek het 'n goeie werk, ek het 'n mooi meisie, ek het 'n mooi kar, nou is ek reg, nou kan ek Jahwe dien nie. Of, dit gaan met my sleg, eendag as dit met my beter gaan, sal ek Jahwe dien nie. Nee. Die koning heers, die koning roep, die koning genees, die koning herstel. En die koning stuur arbeiders om sy koningskap te verkondig. En ons gryp dit aan. Ons maak dit deel. So ek wil hê julle moet nou gaan en weer so vinnig Matteus 8 en 9 hierdie week vinnig deurlees en mooi gaan seker maak jy merk Joshua se koningskap. Dit wat net die koning kan doen. En daaruit sy begeerte om sy volk te genees. Want hy kry hulle jammer. Hy's lief, innig, diep. Sy goddelike wese het nooit skynheiligheid gehad, of net emosionele oomblik nie. Dis wie Jahwe is. Hy wil vergader, hy wil red in sy koninkryk. En daarom stuur hy dan nou die arbeiders in die oes. En 2000 jaar later het ons sekere ooreenstemmende take soos sout wees, lig wees, stad op 'n berg wees. Maar ons moet eers die koning verstaan. Want as jy net iets wil gaan doen daar buite sonder om hom te ken, gaan jy verkeerde ding doen. Ywer sonder kennis is nie goed nie. Maar Jahwe roep ons. Kom ons sit net rond bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir u woord. Baie dankie dat ons in u koninkryk die voorreg het om nie net burgers te wees nie, maar geliefdes, bemindes, kinders wat u vorm en Vader Jahwe as instrumente gebruik in u koninkryk om u gesag en u werke te verkondig. Daarom wil ons daardie klei wees wat u vorm. Maak ons tot u eer. Leer ons u weer. Ons dankie daarvoor in Joshua. Amen.